fokus daarvan en so. En ons gaan verder nou om eintlik soos wat ons bid, het ons geleer dat gebed is eintlik nie net ek en jy wat 'n lysie maak en is ek en jy wat sit by die Here, ons wil luister. En as dit kom by om God se stem te hoor, elke boek van die Bybel, sien jy dat die Here besig is om met mense te praat. Van Adam en Eva af tot Johannes, waar hy Openbaring skryf op die eiland van Patmos, is hy besig om met mense te praat. En die rede hoekom die Here wil met ons praat en wil hê ons met sy stem kan hoor, ek dink daai rede is weer klein bietjie anders as ons in. Ek weet ons wil graag Here se stem hoor want ons het rigting nodig in die lewe. Here, wat moet ek gaan swaat? Waar moet ek gaan bly? Met wie moet ek date? Wat moet ek ry? Waar moet ek gaan werk? Wat se rugby span moet ek ondersteun? Al daai tipe van goeders. Dit is daar ons soek rigting in hierdie lewe. Maar as dit kom by dit wat die Here se intensie is vir ons, is dit heeltemal iets anders dink ek, as wat ons intensie is. As ek dink aan 'n huwelik, Marilet is okay daarmee as ek so nou en dan vir haar rigting gee. Sy is okay daarmee. Maar dis nie hoekom sy met my getrou het nie. Sy het my getrou vir my geld. Nee, ons het nie getrou met mekaar omdat ek iemand nodig het om vir my leiding te gee, my om die bos te lei en al daai tipe van goedjies. Ek het iemand nodig want ek wil verhouding met haar hê. Ek is lief vir haar. Ek wil die lewe met haar deel. Dis hoekom ons getrou het en ek dink sy is ook nou op daai plek wat sy okay, ek is getroud met jou omdat ek verhouding met jou soek. Ek wil met jou praat. Verhouding is om gesprek te hê. Imagine dat jy's in die hospitaal, en ek weet dit gebeur nie baie met ons almal nie, maar jy's in die hospitaal en jy het 'n vriend wat na die ontvangs toe kom. Jy lê in saal C bed 8, voet in die lug, want jy het een of ander ongeluk gehad. Dink gou daaraan, van 'n perd afgeval. Ek weet nie wat mense doen in Stellenbosch om jou been te breek nie. Maar in die geval, jy lê daarso en hierdie vriend of vriendin kom na die ontvangs en hulle sê, hoor, ek het 'n klomp boeke geskryf. En ek wil graag hê jy moet dit vir Frikkie gee daarso in daai bed. En as hy of sy hierdie lees, nê, dan gaan hulle alles weet van my en dan gaan hulle 'n verhouding met my wil hê. So sê jy net vir hulle gee. En stuur nooit vir jou boodskap niks nie. So dis die een tipe vriend. Of 'n ander vriend wat na jou toe kom en vinnig op pad hier uit, op pad Technopark, te stop hulle daar by die hospitaal, check gou by jou in, sneak vir jou cappuccinoetjie in want hulle weet jy het nog nie goeie koffie gehad vandag nie. En chat vir 5 minute met jou en sê, okay, ek gaan werk, ek sien jou later. En dan deur die dag, soos wat hulle Bybel gelees het in die oggend, so stuur hulle vir jou tekstboodskap, met iets van net encourage, en dat hulle net vir die Here sê dit vir jou. En dan kom hulle in die middag terug, dan kuier hulle so 'n klein bietjie langer, en hulle het vir jou 'n steersburgertjie ingesmokkel ook, want hulle weet, die hospitaalkos is gesond, dit is nie genoeg nie. Jy weet, en jy het iets nodig om te eet. Wat se een van die twee vriende wil jy hê? Eerste een of die tweede een? Number 2. Ons almal love steers. En dit is die hele ding, baie keer dink mense, en dit jy het ook so groot geword met hierdie gedagte, dat die Here het klaar gepraat. Dit is soos ek wat my kinders sê, ek het nou klaar gepraat. Hy het klaar gepraat en toe het hy die Bybel geskryf, en dit is wat ons het van die Here af, dat die Here nie meer met mense persoonlik praat nie. Maar as ek net dink aan God wat sê, ek is 'n persoonlike God. Dit is seker die grootste onreg wat jy kan doen, as jy vir iemand van Jesus vertel en sê, jy kan 'n persoonlike God hê, en dan vir hulle sê, maar ek gaan nooit met jou praat nie. Dan ontneem jy daai mens van iets crucial wat deel is van 'n persoonlike verhouding. So die Here wil met ons praat en ek dink die groot rede hoekom hy met ons wil praat. Hoekom wil hy wil hê ons met sy stem hoor, is omdat hy oor sy verhouding met ons, oor sy vriendskap wat hy wil hê met my en jou. Dis sy begeerte. Hy het nie Adam en Eva in die mensdom gemaak omdat hy niks beter gehad het om te doen nie. We are an expression of his love. En liefde vind sy expression binne in vriendskap, in close verhouding. Nie op 'n afstand nie. En die Here wil tyd saam met ons spandeer. Ek meen, Jesus sê die volgende in Johannes 15 vers 15. Hy sê, ek noem julle nie meer slawe nie. Omdat 'n slaaf nie weet wat sy eienaar doen nie. Ek het julle egter my vriende genoem, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Jesus kan sê, daar's 'n verskil, 'n diensknegt of 'n slaaf of 'n ondergeskikte is van wat van die vertalings van praat van iemand wat net daar is om te dien. En as my jou prentjie is dat ek jy's maar net daar 'n ondergeskikte of 'n diensknegt van God, dan gaan jy nooit jouself in die plek sien waar die Here vir jou kom openbaar dit wat hy aan jou wil kom openbaar nie. Dan gaan jy in die outside loop wees, maar 'n vriend is iemand wat naby is. En die Here wat sê, hoorie, maar ek wil my hart met jou deel sodat jy kan weet
wie ek is, sodat jy kan weet wat ek vir jou wil hê, sodat jy kan weet waarvoor jy geroep is. Dit is wat dit beteken om in 'n persoonlike verhouding met die Here te sê. En Jesus kom sê, hy noem ons vriende. Nou ons gaan so 'n bietjie gesels oor daai gedagte. En die heel eerste punt wat ek wil maak is dat een ding wat ons moet verstaan rondom hoe God en hoekom die Here met ons praat is, hy praat nie met robotte in die heel eerste plek nie. Nou hoekom sê ek dit? Ek het nie 'n Spice movie gekyk hierdie week en nou het ek was hierdie die openbaring wat ek gekry het nie. Hy praat met mense, hy het nie robotte geskep nie. Wat doen 'n robot? Hy kry 'n input, daar's 'n knoppie wat gedruk word. As jy op jou rekenaar wil kommunikeer, dan sê jy vir hom, druk vir my G. Nee, jy, pink, klik op hom. Ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie, maar ek het so nou en dan tegniese uitdagings met my rekenaar. Ek weet, julle, die volgende generasie het nooit uitdagings met dit nie. Nou, dan sê ek vir hom, print vir my hierdie ding hier, en dan druk ek die knop, ek druk Ctrl+P, en dan kies ek die printer, ek het net een printer, en hy werk nie met 'n kabel nie, hy werk met Bluetooth, so as hy hom optel, dan moet hy mos nou, en as ek hom op die lysie sien, dan moet hy mos nou kan werk. Dan sê hy, can't print, can't find the printer. Dan sê ek so, man, daar's hy, print hom nou. Nee, mens moet dit ons daar uitfigure. Maar hier is die ding, daar's twee verskillende kommunikasies, persoonlike kommunikasie, meganiese kommunikasie. As jy 'n kar wil vinniger laat ry, dan you put foot. Dan sit jy jou voet neer en jy go. As jy wil breek, dan sit jy weer jou voet neer en daar's 'n meganiese input en dan is daar 'n reaksie. Maar 'n diensknegt is iemand wat op meganiese inputs in hulle lewens werk. Die Here sê, en nou moet ek dit gaan doen. Dit is asof soos die storie van 'n marionet, daai touwtjies wat in jou lewe, jy's net hierdie poppie, en hierso is, die Here staan op bo, hy trek al die touwtjies en dan al daai tipe van dinge. Dis nie hoe die Here ons gemaak het nie. Hy het ons as mense gemaak, en hy wil hê ons moet met hom engage. Hy wil vriende met jou wees. Nou die storie van Abraham in Sodom en Gomorra, ek weet nie of jy die storie ken nie, Genesis 18 speel dit af. Nou, so 'n bietjie die agterstorie, want ons weet Sodom en Gomorra was 'n goddelose plek waar hulle allerlei dergelike dinge aangevang het en die Here het gekom om daai plek te oordeel. En het gesê daar's niemand te redde nie om die stad te verwoes. Nou kom hy voordat hy daar aankom, nou kom kuier hy by Abraham. Genesis 18 as jy dit gaan lees, sê Abraham het in die opening van sy tent gesit want dit was 'n warm dag. So ek neem aan daar's 'n lekker draagt wat daar deur gekom het en so aan. Hy het net so 'n bietjie gechill, letterlik. En hier kom 3 manne aangestap en hy besef, dit is Vader, Seun en Heilige Gees, die 3 eenheid wat aanstap na hom toe. En hy roep sy vrou en sê, "Mag ek 'n brood, ons moet hierdie aans voer." En hy rol die tapuit uit, hy sê vir hulle, "Kom eet hierso by my. Kom sit, kom verfris julleself want dit is warm vandag, asseblief." En die Here sê vir hom, "Doen wat jy wil doen." En hy gaan haal, en hy gaan slag 'n kalf en hulle begin 'n braai maak en al daai tipe van goeders en hulle kuier saam. En soos die dag nou afkoel, toe staan die Here op en hy sê, "Ons gaan nou afgaan na Sodom en Gomorra toe. En ek gaan hierdie 2 engele van my gaan ek afstuur na Sodom en Gomorra toe, dat hulle kan gaan ondersoek instel of al die roemers waar is, want ek like nie fake news nie, ek sal self ondersoek instel. Ek glo nie alles wat ek net lees nie. En hy stuur hulle af, dat hulle gaan ondersoek doen oor Sodom en Gomorra, en Abraham weet, hulle is in die moeilikheid. Want hy weet, dit is nie fake news, die roemers is waar. En hoor hoe engage hy met die Here. Onthou, hierdie is Ou Testament, né? Dit is nie soos 'n herlewing of vernuwe of iets in daai nie. Hy sê vir die Here die volgende, hy sê, "Gaan u werklik regverdiges saam met die goddeloses verdelg? Miskien is daar 50 regverdiges in die stad. Sal u nogtans die stad verdelg en nie die plek vergewe ter wille van 50 regverdiges wat daarin is nie?" Maar hy is nie klaar nie. Maar hy het nog iets om te sê. U sal tog nooit so iets doen nie. Om regverdiges saam met goddeloses te laat sterf, asof regverdiges soos goddeloses is. U sal tog nooit, sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie. Kan jy net dink die boldness van hierdie ou? Om op te staan vir die Here te sê, hoorie, en ek dink die Here, soos dit hy daar staan, sê hy vir die ander ouens, hoorie, julle hoor hoe praat hy met my. Julle hoor hoe redeneer hy met my. En hier's wat ek dink daar gebeur het. Is die Here toegelaat dat hy die Here kol op sy karakter, want dit is goed vir Abraham.
Want hy het gekom en uiteindelik wat hy glo en weet van wie die Here is, kom vasmaak in sy eie mens wees, om te sê, Here, maar U is regverdig. U sal nooit iets onregverdig laat gebeur nie. En ek dink die Here het gesê, ja, ek like haar. Want hy's besig om te verstaan wie ek is. Hy's besig om my te engage. Natuurlik het Sodom en Gomorra nie die volgende oggend gesien nie. Want die roemers was so waar. Maar daai gesprek is nie net daai stukkie gesprek nie. Dit hou aan vir 'n klomp verse waar hy sê, okay Here, nie net 50 maar, sê net, daar's net 45, want hy's nou besig om te baak en hy besef nou, nee, daar's nie 50. Okay Here, wag, 40, 35, 30, 20. En die Here sê elke keer, ja, ek sal, maar almal het die pot mis gesit en sy neef, hulle Lot en sy familie is daar onttrek, want hulle is die regverdiges in die stad en die Here is nou nie verwoes met die regverdiges daar nie, so die Here is regverdig. En natuurlik het Sodom en Gomorra gebeur. Hier is die ding, die Bybel begin en eindig, waar die Here met mense praat en mense met hom terugpraat, waar hulle sy stem hoor, met hom engage, in hierdie verhouding. En dit is presies wat die Here vir jou wil hê. Hier praat met mense. Hy praat nog altyd met mense. Dink jy, soos wat hy gepraat het in die Ou Testament, met Noag, met Deborah, met Adam en Eva, Rut, reg deur die skrif, Ou Testament, Nuwe Testament, met al die disippels, Paulus, Barnabas, daar's 'n Maria, Magdalena, al daai mense, dink jy, die feit dat hy nou met hulle gepraat het, en toe stort die Heilige Gees oor die hele mensdom uit, en toe hou hy op praat. Dink jy, dit is die waarheid? Dat hy net opgehou praat het met ons persoonlik, want hier is die ding. Die woord parakletos is die woord wat gebruik word in die Grieks om die Heilige Gees eintlik te kon verduidelik wie die Heilige Gees is. En dis twee woorde wat aan mekaar gesit is wat sê, para beteken langs iemand en kletos beteken om langs iemand te stap. So Jesus sê hy, ek gee my Heilige Gees, en Jesus het die belofte gemaak, julle sal nooit alleen wees, want ek sal altyd by julle wees. En hier kom sê hy, die inwonende Heilige Gees wat die hele tyd by ons is hier, hy's by jou. Maar hy loop voor rond, en hy praat nie met jou. Of dit is dalk so charades, wat hy so half, okay, dit is twee woorde, het een betekenis, nou verduidelik hy sê vir jou, dan moet jy so half uitfigure, wat dink jy sê hy nou eintlik vir ons? Dit is mal om te dink, dit is hoe die Here met ons kommunikeer. En dat hy nie meer met ons wil praat nie. Die Heilige Gees, en die skrif vertel vir ons die volgende wat Jesus sê, wat hy gaan kom doen. En hy sê, Jesus sê, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. En daar is dalk 'n woord wat jy net vanaand moet hoor. Jy's op 'n plek wat jy in jou journey met die Here sê, staan, en jy's op 'n plek wat jy net sê, okay Here, ons is nou al 'n bietjie verder gewees. Hoekom struggle ek nog met hierdie goeders? En dis asof die Here net vir jou sê, hoorie, ek het nog baie om vir jou te sê, maar jy kan dit nie nou verwerk nie. Jou tor gaan afval van sy prop af. Maar wanneer hy kom, hierdie Gees van waarheid, sal hy aan julle die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie. Daar sê hy die woord praat, nie uit homself charades of uit homself mime nie. Hy gaan nie uit homself praat nie, maar hy gaan net sê wat hy hoor. Met ander woorde, daar word met hom ook gepraat. En dan praat hy met jou. So daar's die hele tyd hierdie konsep van praat. Ek weet nie hoe dit ingekom dat ons begin glo dat die Here praat nie meer met ons vandag nie. En Jesus sê, hy sal vir ons sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, hier sou hy ons verheerlik, omdat hy, wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend maak. Jesus word verheerlik in ons lewens, wanneer ons sy stem hoor en sy stem ontdek. Jesus word verheerlik, want hy is besig om sy intensies, sy verhouding met ons verder te vat. Is interessant, want ek dink dit is 'n massive trick wat die Here op ons sal speel, as hy net sê, raad, ek is persoonlik, maar ek praat nie. Ek weet nie of jy ooit in 'n huis groot geword het of gebly het waar mamma en pappa stil stype het. Hulle is getroud, hulle is in verhouding, maar hulle praat nie. Dis awkward. En ons wil nie dit hê. Dit is nie wat die Here se intensie vir ons. So dink dit aan daai slegste verhouding wat jy in jou lewe al gesien het, wat awkward is want hulle praat nooit met mekaar nie. Dit is wat tot 'n groot mate met soveel Christene gebeur. En dis nie die Here se hart vir ons nie.
En hy wil ons uit hierdie maaltyd kom, hy wil die God of Revival. Here, kom tot bekering. Die woord bekering metanoia in Grieks, wat beteken om jou gedagtes te verander vir die beter. Dit is wat die Here wil kom doen. Hy wil hê ons moet uit hierdie maaltyd klim van godsdiens en sê, hoorie, dit raak persoonlik. In Hebreërs 11 sien ons hoe daar van die helde van geloof gepraat word. Die manne en vroue wat extraordinary lewens geleef het, omdat hulle vanuit geloof gefunksioneer het. Dit sê vir ons, vanuit geloof het Abel 'n offer aan die Here gemaak wat aanneemlik is. Uit geloof het Noag 'n skip gebou. Uit geloof het Moses die volk uit Egipte uitgelei. En so gaan hy aan oor al die mense wat uit geloof uit. Maar die Here het met hulle gepraat. So dieselfde woordjie van geloof, om uit geloof uit te lewe is om te sê, hoorie, ek het God se stem gehoor en ek het daarop gereageer. 'n Lewe van geloof is 'n lewe van gehoorsaamheid aan God se stem. 'n Lewe van geloof is nie soos, okay, kom ons kyk of hierdie werk. En ek hoop dit werk. Geloof is nie 'n mensgemaakte ding nie. Maar baie keer is ons prentjie, dat die Here met ons moet praat, soos wat op die kindertekenflieks van God gemaak word. Jy weet, van Moses, en dan ewe skielik is daar hierdie bulderende, donderende stem wat met jou moet praat. Dis die enigste manier om die Here met jou praat. Jy dalk al daai verwagting gehad. As dit die waarheid was, dan sou daar nie gestaan dat uit geloof uit het hulle die Here gevolg nie. Dit sê gesê, uit vrees uit het Noag 'n ark gebou. So het julle daai stem gehoor, ek sal luister. Uit geloof het Moses na die volk toe gegaan. Uit vrees uit het hy teruggegaan na die volk toe om hulle uit die Egipte uit te laat. As ek dit nie doen nie, dan gaan hy my squash soos 'n muur. Elia gee vir ons 'n hint. Dat dit is in 'n klein, sagte, still small voice, is wat die Engels sê, wat die Here met ons praat. Hy stemmetjie hier in jou hart. En dit is waar ons, die vrouens sê, dis 'n woman's intuition. Ja, dis die Here. Ons manne praat van ons 6de sintuig, of iets. Wat die diep binne jou is die Here besig om met jou te praat. Ek het eendag 'n vriend van my was in 'n denominasie waar hy in twyfel getrek is oor sy leierskap, omdat hy vir mense begin preek het en vertel het en lei het in die proses van dat die Here nog steeds met jou wil praat vandag. En hierdie denominasie het vir hom gesê, hulle het 'n raad afgevaardig en hom toe gestuur en hy het voor daai ouens gesit, hierdie teologiese dokters, en hulle het vir hom vir 3 ure lank baie moeilikheid gegee. En op die einde van die dag waarop hierdie gesprek neergekom het, is hulle het vir hom gesê, as jy nie kan boek, hoofstuk, vers kan vir ons aanhaal waar ons staan, dan het jy nie die Here gehoor en dan is jy besig om jou eie gedagtes op te bou. Dan is jy besig om aan die Bybel by te voeg en dan, jy weet wat gebeur as iemand aan die Bybel byvoeg. Soos 'n rowwe ordeal gewees. En aan die einde van daai gesprek toe sê ek het net een vraag vir julle en hy kyk na die hoof van die tafel. Hy sê vir hom: "Wie het vir jou gesê jy moet 'n prediker word? Wie het jou geroep in bediening in dat jy moet preek?" En die ou se antwoord was die Here. Hy sê: "Okay, gaan haal vir my die hoofstuk, die boek en die vers." En toe hy dit vir hulle sê, hy sê hulle al 4 se kop het net so gesak, want hulle besef toe, ons het onsself in 'n hoek in vasgeverf. En sy woorde aan hulle was, die Here praat nog steeds, soos wat hy met jou gepraat het, om jou te roep om in die bediening te wees, so praat hy met almal van ons nog steeds. Ons kan nie daai waarheid onder 'n emmer gaan sit nie. Hy praat nog steeds, hy praat met mense, hy praat met ons. En soos wat ons in die volgende paar weke gaan ontdek, is dat die Here al lankal met jou praat, jy het dit nie geweet, dit is sy stem nie. Jy het dit toegeskryf aan 'n woman's intuition, of my 6de sintuig, of whatever, die stemmetjie binne in my. En ons gaan ontdek, dat daai die Here se stem is. En derde ding, is dat die Here praat met sy vriende. En terwyl ek gaan so 'n bietjie ondersoek instel het oor vriende, hoe die Here praat oor vriendskap met ons. Incredible, hy praat daar van Moses, het van aangesig tot, met die Here gepraat, van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend praat. Die Bybel kom vertel ons die storie en die intensie van wat God se wil is met ons lewe. Om met 'n vriend te praat. Ek het 'n paar vriende. Ek het 7 vriende, sê Morne. En as ons sit en met mekaar kuier, en daar's 'n ietsie koud om te drink, en daar's 'n pizza om te eet, en ons praat oor die lewe, en ons share ons stories met mekaar, dis close, dis persoonlik, dit het emosie en gevoel by.
Dit is hoe die Here beskryf hoe hy met Moses gepraat het. En dink baie van ons, wow, ja, Moses, jy lucky fish. Dit is net vir 'n exclusive few in hierdie wêreld. Ons maak hierdie grappies dat daar mense is met direkte lyne, fiber lyn na die Here toe of daai Starlink en van ons sê net ek het nog steeds dial up. En daar is 'n leuen. Want ons exclude onsself dat dit nie my en jou 'n God se wil is vir ons lewens. Jakobus, Jesus se boetie wat op hierdie goeie reflekteer en hy sê die skrif is vervul wat sê Abraham het God geglo. En God het hom vir sy geloof vir hom as regverdigheid gereken en hy is 'n vriend van God genoem. Hoekom? Omdat hy met die Here geredeneer het oor Sodom en Gomorra. Omdat hy met die Here engage het. Jesus wat die volgende kom sê, hy sê as hierdie stukkie, ekskuus tog. Wat vir my interessant is, soos wat ek gaan lees het oor vriendskap, het hierdie vers my geskok. Dit is 'n messiaanse skrif wat eintlik kom openbaar en dit is 'n profetiese woord wat uitgegaan het om te kom verduidelik wie Jesus is, wat met hom gaan gebeur. Hy sê, as iemand dan vra, wat is die letsel op jou lyf, sal hy, wat verwys na Jesus, antwoord, dit is hoe ek geslaan is in my vriende se huis. Jesus verwys na die ouens wat hom gearresteer het, gekruisig het, geslaan het met 'n sweep, alle goeders verwys hy na hulle as vriende. Jesus het nou gesê in Johannes 15, ek noem julle vriende, want ek het alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle kom bekend maak. Selfs sy vyande verwys hy na vriende. Hoekom? Ek vind hierdie het my gesjok. Ek weet dit gaan oor die ou wat hom verraai het, sy verraaier het vir hulle teken gegee, die een wat ek soek, soen, dit is hy, gryp hom. En hy dadelik na Jesus gegaan gesê, gegroet Rabbi, en hy het hom soen en Jesus het toe vir hom vriend. Doen waarvoor jy hier is. Hulle het toe nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. Judas, 'n vriend. Dit sê vir my iets van die intensie van God met elke mens op hierdie aarde. Mense wat hom verraai het, mense wat hom skade gemaak het, mense wat nie in hom glo nie, mense wat hom down talk, noem hy vriende. Want hy sê, dis my intensie met die hele mensdom. Ek noem hulle vriende. Jesus het selfs Judas se voete gewas. Judas het nie uitgeglip en daai voete was 'n oomblik wat dit simboliseer. Jou voete is vuil, so jy voel onvrymoedig om in die binnekamer in te kom van die huis waar jy gaan saam eet. My ma het my die Lewiete voorgelees as ek met vuil voete na huis en stap in die matte vuil loop, né? Ek's onvrymoedig. En Jesus kom en sê, ek wil nie hierom 'n onvrymoedigheid van jou wees nie. Selfs Judas, ek wil hê jy moet naby my kan wees. Ek wil hê om 'n close verhouding wees. Ek wil hê ons moet saam eet, soos vriende. Daar moet nie iets wees wat jou onvrymoedig kom maak nie. Jesus kom sê, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe sal aflê vir sy vriende. Ek en jy, voordat ons Jesus geken het, voordat ons asem gehaal het, voordat jy die keuse gemaak het om Jesus te volg, het hy jou al vriend genoem. Wat kom sê, dit is sy intensie met ons lewens. Ek wil vriende wees met jou. En vriende praat met mekaar. Vriende luister na mekaar. Vriende engage met mekaar. Vriende sê hoe hulle voel. Vriende sê waaroor hulle worry. Vriende is nie bang om kwaad te wees en vir mekaar te sê, hoor jy, ek is vies vir jou want dit en dit en dit het gebeur. Weet jy wat die Here kan hanteer, wat jy voel, wat jy dink? Hy kan al daai dinge handle. Hy gaan nie op 'n plek wees van, jy het my nou seer gemaak deur jou woorde. Ek is nou offended nie. Die Here kan nie offended raak nie. Maar hy roep my en jou om met daai autentiek verhouding met hom te kan praat. Ek is nou 23 jaar lank 'n Christen. En ek het verlede week vertel waar ek tot bekering gekom het in Jeffreys Bay met my matriekvakansie. En weet jy wat, die goeders, ek is dankbaar vir al die goeie goeders in my lewe. Ek het 'n pragtige gesin. Ek is so dankbaar vir hoe die Here my lewe kom red het en dat ek nie 'n sondige lewe geleef het nie, dat hy my kom gebruik in mense se lewens om mense te help. Maar die mylpaal as ek terugkyk in my lewe, is die goeders wat ek onthou, nie wat die Here vir my gedoen het nie, maar wat hy vir my gesê het. Daai woord wat hy vir my gegee het. Toe ons afgekom het van Pretoria af hiernatoe om 'n gemeente te kom vestig en net toe ons hier so is, toe dit COVID. Nou moet jy wonder, Here het ons reg gehoor. Het jy nie geweet hierdie kom nie, is dit vir jou ook 'n surprise?
En hoe die Here vir my woord gegee het, vir my en my vrou, om ons geanker te hou. Daai is die goeders, wat ek oor liries kan raak, oor hoe die Here my gehelp het. In die moeilikste tye van my lewe, het die Here vir my 'n woord gegee, om deur daai tyd te kom. Dallas Willard is 'n baie bekende teoloog, en hy maak die volgende opmerking, wat ek net met julle wil share, want dit het my gechallenge, my intensies gechallenge, en dit sê die volgende: Our failure to hear His voice when we want to is due to the fact that we do not in general want to hear it. That we only want it only when we think we need it. Hy sê die probleem is dat ek en jy, ons sukkel om sy stem te hoor, want ons glo nie as dit regtig nodig nie, behalwe as ons diep in die moeilikheid is, dan gryp ons na die Here. En mag daai vir my en jou verander in hierdie volgende seisoen. En hier is wat ek net nou wil doen, ek wil vir jou vra om, soos wat ons nou gedoen het, hier en nou, soos wat ons bid, net jou oë te sluit. En as dit jou intensie is om te sê, Here, ek wil nie op 'n plek wees wat ek die stem hoor nie. En net vir die Here vra, Here, lei my. Kom maak die stem, net in jou eie woorde, net met die Here te praat, en net dalk die volgende te bid, net om te sê, Here, ek wil U leer ken, soos 'n vriend. Ek wil met U praat, soos 'n vriend, ek wil U beter leer ken. Ek wil die stem onderskei. Vat 'n oomblik en bid dit net in Jesus naam. Vader, U hoor ons gebede. En ek dink ek bid namens ons elkeen. Ons wil U leer ken. Nie net as God, wat almagtig is, maar as vriend, persoonlik. En Vader, ek weet, daar's 'n leen wat in ons lewens ingekom het, dat ons, dat U nie meer met ons praat op 'n persoonlike vlak nie. Vader, dankie dat U net vir ons kom wys, dat U intensie nog altyd is. U noem ons vriende, voordat ons U gekies het. En maak nie saak wat ons gedoen het, waar ons vandaan kom nie, maak nie saak ons U skade gemaak het nie, dat U noem ons nog steeds vriende. U trek ons nader, en mag dit vir ons elkeen so wees, dat ons in hierdie volgende seisoen U stem sal ontdek, en sal onderskei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.